nader tot my en ek sal tot julle nader. Draw near to me and I will draw near to you. Here, dankie dat U deur U Gees iets in ons harte bewerkstellig om U te soek soos nog nooit, om ons oë te vestig op U, om met U te gesels, om U woord te lees, om ons vertroue op U te plaas. Nie asof U nie daar is nie, soos wat dit gesê is vanoggend, in geloof op U woord. U is hier. U is beskikbaar. U het reeds alles gedoen en bewerkstellig, sodat ons in oorwinning kan wees. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. Ek wil jy moet dit gou agter my aan herhaal. Sê dit hardop. Ek is 'n kind van God. Ek is geesvervuld. Die Here is in my. Die Here is met my. Die Here is vir my. Niks kan my skei van sy liefde nie. Glo jy dit vanoggend, dat dit is die woord van God? Dis bedoel vir my en jou. Halleluja, kom ons gee die Here net eer. Jesus, kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend. Sê Jesus. Halleluja. Prys sy naam. Julle kan julle sitplekke neem. Toch, dis lekker om die Here te dien. Dis lekker om so saam met julle hier te wees. En al is dit lang naweek, elkeen van julle se gesigte te sien, honger om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Blaai gerus na Handelinge, hoofstuk 26. Ons het dit so pas hardop gesê, God is in me. God is for me. God is with me. As ons so 'n bietjie dink oor onsself en wie ons sou wees sonder die Here. Selfs ek en jy wat al Jesus gevind het, as ons terugkyk in ons lewe en ons oordeel onsself, ons evalueer onsself, ons kyk na situasies in ons lewe. Persoonlik kyk ek na deurbrake en suksesse in my lewe en ek weet dit was net die Here wat die eer kan kry. Dit was nooit eers ek nie. Ek weet dit was net die Here. Maar as ek ook kyk na my lewe en ek sien daar situasies waar ek sake hanteer het sonder hom, uit die vlees dinge gesê het en dinge gedoen het. Partykeer dan voel ek sommer net so embarrassed. Wie weet waarvan ek praat as jy terugkyk in jou hele lewe. En ek dink daar sal uitstaan momente wat jy sê, kan mense dit vergeet? Kan ons dit net uitvee? Is dit moontlik dat niemand ooit dit gesien het of waarvan geweet het nie, nee. En dan kyk ek so na myself en ek kyk na my persoonlikheid of ek kyk sommer net na my manier van hanteer van dinge en dan weet ek het verandering nodig. Ek wil nie bly soos wat ek is nie. Ek wil nie wees soos wat ek was nie.
Daar's maniere wat ek van ontslaaf wil raak. Daar's gewoontes wat ek van ontslaaf wil raak. Daar's beperkings omtrent myself wat ek wil afskud en wat ek wil vir die Here vra, help my met hierdie dinge in my lewe. Wie kan met my saamstem dat jy wil ook verander? Nou ek prys die Here want die transformerende krag, die reddende krag, die verlossende vermoë wat God het, is reg deur die woord sigbaar in die getuienis van mense wat hy gebruik het. En ek wil eintlik vanoggend bietjie stil staan by 'n man wat ons in die Nuwe Testament leer ken, wat hierdie veranderende en transformerende krag van God uitbeeld op 'n manier wat jou laat terugstaan en sê, "Sjoe, as dit moontlik is, dat God dit vir hom kon doen, dan kan hy dit ook vir my doen." En die lewe van Paulus word uitgebeeld in boeke soos Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs, Filippense, 1 en 2 Tessalonisense, Filemon. Dit is duidelike boeke wat ons weet, wat hy ook die skrywer van was. En dan was daar boeke wat ons nie 100% sekerheid het wie die skrywers was nie, maar waar Paulus 'n prominente rol gespeel het, ook in Efesiërs en Kolossense en 1 en 2 Timoteus en ook in Titus. Klink amper vir my of ek die hele Nuwe Testament opsê vir julle, nê. Dit is hoe prominent die verandering wat God in wat eers Saulus was, se lewe bewerkstellig het, wat Paulus geword het. En wat vandag nog 'n nalatenskap en indruk en impak op ons lewens het. In opsomming kan ek gou Paulus se lewe net afbreek in gedeeltes waar ons verwys na sy vroeë bediening. Hoe hy heel eerste opgetree het nadat hy die Here Jesus leer ken het en op 'n bonatuurlike manier 'n encounter met hom gehad het. Paulus se onmiddellike bediening het begin waar sy prediking oor Jesus in Damaskus afgeskop het. En toe het hy gereis na Arabië en later in Jerusalem om die apostels te ontmoet. Na sy onmiddellike bediening was hy ook op sendingreise gewees. Ons weet van 3 prominente sendingreise en dit het ingesluit reg oor die Romeinse Ryk, Klein-Asië en Griekeland, en waar hy talle kerke gestig het en ook die evangelie van Jesus Christus versprei het. Hierdie selfde Paulus het ook in konflik en verdrukking gestaan. Paulus het teenstand gehad en daar waar hy die boodskap gebring het, het hulle hom in die gevangenis gesit. Hulle het hom geslaan, hulle het gepoog om hom te stenig. Daar was baie uitdagings en moeilike tye in die lewe van Paulus gewees. Paulus, soos wat ek nou gesê het, was die outeur van soveel boeke in die Nuwe Testament. En met hierdie briewe aan kerke en individue het hy teologiese sake uitgelig. Goed wat ons vandag glo, omdat dit duidelik gemaak was deur die briewe van Paulus. En ook praktiese advies en bemoediging wat ek en jy tot vandag toe in ons eie lewens kan toepas, is die vingerafdruk van Paulus se briewe. Hy het iets baie pertinent beklemtoon wat hy eintlik geopenbaar het, en dit was dat die verlossingswerk van Jesus, die seun van God wat in hierdie aarde gekom het, was nie net bedoel vir die Jode nie. Hy het ook dit duidelik gemaak dat dit bedoel is vir die heidene en vir alle mense wat Jesus aanvaar in geloof. Uiteindelik het Paulus ook as 'n martelaar na alle oorweging in Rome het hy gesterf, het hulle hom uitgewis. So, in kort kan ons kyk na Paulus se lewe en ons weet dat nadat hy hierdie Damaskus ervaring wat ons nou oor gaan lees, het hy sy lewe toegewy aan Jesus. Voordat hy Jesus ontmoet het Paulus, wat Saulus was, onverskrokke as 'n soldaat en ook met sy persoonlike agenda Christene vervolg. Saulus het Christene gaan soek, selfs in ver uitgeleë dorpies het hy hulle gaan soek en hy het hulle verdruk en hy het hulle vermoor. Saulus wou Christene uitwis omdat hy geloof gehad het in God
en gedink het dat dit 'n vals boodskap was, 'n sektariese leerstelling waar Jesus die seun van God tot seun van God verhef was deur mense. En Saulus het hierdie waarheid ontdek. En kom ek lees met julle saam in Handelinge hoofstuk 26, waar Paulus hom beroep het tot die keiser nadat hy voor Festus was, het hy gevra, ek wil my saak stel voor koning Agrippa. Ek wil my verhaal aan hom vertel. Voordat hy, of net nadat die Jode soveel aanklagte aan hom gebring het, sodat hulle hom in hulle eie hande kon neem en kon geweld toepas op hierdie Paulus, kom hy voor die koning. In vers 9 sê dit, 26 vers 9, I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities. And verse 12 said it, on one of these journeys I was going to Damascus with the authority and commissioner of the chief priests. About noon, King Agrippa, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting, the Lord replied. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. En in daardie oomblik het daar 'n hartsverandering, 'n lewensverandering in Paulus se lewe plaasgevind. Toe daardie lig hom oorweldig en hy die stem hoor en hy met God self te doen het. En Jesus homself aan hom openbaar en sê, ek is die seun van God. Dieselfde passie en ywer wat Saulus gehad het om Christene te vervolg en dood te maak, is 'n passie wat vermeerder het en verdiep het in ywer om sy lewe te gee vir die evangelie en die boodskap van Jesus Christus. Hierdie verhaal spreek van die transformerende krag van God wat ook vir jou en my moontlik is. Eerstens, sonder God is ons verlore, dood in sonde en het geen hoop op enige iets in hierdie lewe of die lewe hierna nie. Wanneer ons Jesus aanvaar, kan ek en jy met 'n vaste sekerheid weet dat hy my verlos uit die kloue van Satan. Dat hy my vry maak van al hierdie dinge wat die duiwel gebruik om my lewe te vernietig. En dit
verander my. Baie mense dink dat die Bybel is bedoel vir my en jou, sodat ons geensins hierdie plesiere van die lewe mag hê nie. En hy plaas druk op my en jou, om eintlik 'n baie slegte lewe te hê. Terwyl eintlik beskerm die woord van God ons, wanneer hy my en jou vrymaak van die valsheid van die belofte van plesier. Dit wat hierdie wêreld bied is nie waarlik plesier nie. Dis nie wat lei tot gesondheid nie. Dis nie wat lei tot oorwinning nie. Om verval te raak in sonde en dit wat hierdie wêreld ons bied, is tot my en jou absolute nadeel. En die woord van God help om ons vry te kom van die leuen van Satan in ons lewe. Hy help ons om die waarheid te sien, en wanneer ons dit deel maak van ons lewe, dan sal ek en jy die voordele en die vrug daarvan pluk in ons lewens. Gaan kyk maar terug in jou lewe, net soos ek, dat baie van die grootste dinge waar ek skaam was, wat die grootste setbacks in my lewe veroorsaak het, konflik in my lewe veroorsaak het maar gegaan oor die bevrediging van hierdie vlees. My poging om me, myself en I te bou en voort te dra, van myself genot te veroorsaak, om my vingerafdruk daar te sit, om my te laat geld. En dis presies wat die duiwel doen. Toe hy vir Adam en Eva sê, julle sal wees soos God. Jy sien, daar is 'n taal wat aangebied vir ons word, dat ek en jy glo, ons kan ons volle potensiaal bereik. Dit gaan oor my. En ons begin, myself sien as hierdie groot persoon, en die fokus en die kollig is op my. En dan is dit hierdie klein goetjie wat ek op neerkyk, wat tot diens van my moet wees. Hy moet my help. Hy moet my gebede antwoord. Hy moet my pad mooi maak. Dit gaan oor my lewe, dit gaan oor my potensiaal, dit gaan oor my talent, dit gaan oor wat ek moet bereik. En daar's die fyn lyn, dat eintlik het God gesterf vir my en jou. Jesus het bedoel dat ek en jy vry moet kom, genesing moet kry, vrede moet hê. Maar dit moet nooit gaan oor my nie. Dit moet gaan oor hom. My lewe moet leef tot sy verheerliking. My lewe moet ingestel word om sy koninkryks doelwitte te bereik. Wat ek praat en wat ek doen, moet reflekteer dat God is goed. Dit moet soos 'n ambassadeur wees wat hom voordra en uitleef in hierdie lewe. It's all about him. Filippense 2 vers 13 sê, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Kan ek dit weer sê? Skryf dit neer. Filippense 2 vers 13. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Sien julle hierdie mooi verhouding? Dat wanneer hy in my is, dan hoef ek nie myself in die spieël te kyk en sê, maar Christo, kyk na wat het jy gedoen? Dis eintlik wie jy is nie. Nee, ek kyk in die spieël en ek sê, Christ in me, the hope of my glory. Ek sien hom, ek sien my eie vermoëns nie, want as ek na myself kyk, dan kom ek agter, ek's beperk. Ek kan maar net soveel reg kry. Maar wanneer ek hom in my vind, dan weet ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Maar nie om te doen, om ander te beïndruk, sodat ek oulik lyk, of sodat ek die eer kry nie, maar wat ek doen, sodat God die eer kan kry. En om te fokus op dit, wat hom behaag.
Dis 'n lewe wat ingerig is waar ek met Christus gekruisig is. En ek nie meer leef nie, maar Christus in en deur my leef. Hierdie woord, God is working in you. God werk in jou. As ons dit in die Griekse vertaling probeer verstaan, dan dui hierdie woord energos. Energos, afkomstig van die woord energy. Dis waar ek en jy die Engelse woord energy kry, is energos. God werk in my. God se energie is in my. Dis nie maar net my wilskrag en my beperkings of selfs my potensiaal wat ek hoef op die voorgrond stel nie. Dis sy energie wat in my is. Dis sy gees wat in my is. Dis sy lewe wat ek in my vind. God's energy inside of me. God's life inside of me. Wat in my werk, wat deur my werk. It's God's energy. Ek en jy, wanneer ek 'n transformerende encounter het met God, soos Paulus op Damaskus, begin ek al hoe meer oorgee aan hom. Begin ek al hoe meer toelaat dat hy deur my werk. Vir Paulus het hy gesê, van dit wat ek nou in jou geopenbaar het en dit wat jy nog van my gaan leer ken. Ek en jy moet nooit op 'n punt kom waar ons dink, ons het nou alles gelees, ek het die Bybel al 3 keer deur gelees. Ek weet nou wie Jesus en daar's nou nie veel meer wat enige iemand my kan leer nie. Elke dag is daar splinternuwe pitkos vir my en jou in sy teenwoordigheid. Elke liewe dag kan jy 'n nuwe openbaring hê van hom. Hierdie is die volle openbaring van Jesus Christus, deur Jesus Christus van God. Maar is ek en jy wat 'n progressiewe openbaring kry van hom. Is ek en jy wat elke dag wanneer ons hom soek sê, wow! As ek hom meer soek, dan kry ek 'n dieper openbaring van hom. En dit verander my. Dit raak 'n energie. Hoe meer ek vol is van hom, hoe meer gee ek van hom, hoe meer is dit hom deur my. En dit is hoekom ons na Paulus se lewe kan kyk en sien waardeur hierdie man alles gegaan het. Hy het deur daardie verdrukkings gegaan en sy hoof het nooit gehang nie. Hy het deur al daardie goed gegaan en hy was 'n oorwinnaar. Selfs toe hy as 'n martelaar gesterf het, was dit die krag van God wat hom 'n transformasie weer 'n keer laat beleef het van 'n liggaam wat vernietig is tot 'n verheerlikte liggaam wat hom by God in sy heerlikheid voeg. 2 Korintiërs 4 vers 6. Kom ons lees tot vers 10. For God who said, let light shine out of darkness. Sê gou 'n bietjie, laat die lig skyn. Dis waarvoor hy my en jou geroep het. Eers was ons in donkerte. Maar sy gees in my maak dat die lig skyn. Die lig skyn deur my en jou. Waar daar die lig aangesit word, word alles helder. Dan kom die waarheid na vore. Laat waarheid deur my leef. Laat die lig van God deur my leef. Laat ander vind in my, daar's niks wat ons nodig het om weg te steek nie. Daar's niks wat ons nodig het om met pretensie voor te gee nie. Ons kan in egtheid en in oorgawe Christus leef, want dit is die grootste plek van vrede wat jy kan hê in jou lewe. Om te pretend, om te veg, om ander te beïndruk, om ook 'n plekjie in die samelewing vir jouself oop te probeer skop. Weet julle wat is harde werk en dit lei altyd tot teleurstelling. Maar om net jouself neer te lê en jou foute aan hom te oorhandig, maak dat die lig aangaan en vrede spoel deur jou. Strome van lewende water kom uit jou binneste, want wat jy hoef te gee is nie jouself nie, ek en jy begin om Jesus te gee.
Dit was gesê van Billy Graham, dat in hoeveel vergaderings hy was, in hoeveel onderhoude hy was, in hoeveel gesprekke hy homself bevind het, sê hulle dit van hom, dit maak nie saak wat bespreek was nie, hy het altyd, so vinnig as wat hy kon, die gesprek gedraai om eer aan Jesus te gee. So vinnig as wat hy kon, die gesprek te gebruik, om te sê Jesus leef, om te sê God is goed, om te demonstreer, dat sonder God is ons niks. Is dit ook my en jou poging, om Jesus te praat? Ons sing hy liedjie, I speak Jesus. I speak Jesus, dis die language wat ek praat. Angus Buchan sê, dis die grootste voorreg vir hom, om geassosieer te wees, met Jesus. Hy hoef nie homself voor te dra, ek is Angus Buchan nie, gaan staan en sê, maar kyk wat doen ek alles nie. Hy het nie nodig om homself op die voorgrond te sit nie. Ek en jy het nie nodig om onsself voor te dra en ander te oortuig dat hulle het nodig om my te aanvaar of hulle het nodig om respek vir my te hê nie. I speak Jesus. Gee Jesus, leef Jesus, bied Jesus verander aan en jy sal sien dat respek vir hom sal maak dat verhoudings in jou lewe mooier word as wat dit nog ooit was. Sukses in jou lewe sal groter word as wat dit nog ooit was, because of Jesus Christ in you, the hope of your glory. Dis Christus wat in my werk, en dit sê dan, let light shine out of darkness. Made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Die heerlikheid van die Here, die heerlikheid, the glory of God in en deur my. Wat maak dat duisternis wyk? Nou vers 7 sê van 2 Korintiërs 4. But we have this treasure in jars of clay. Ek is soos 'n erdepot. Ons het altyd 'n erdepot gehad, hier so 'n kruik wat van klei gemaak is. Maar wat eintlik saak maak is dit wat binne in daai kruik geplaas word. Daardie tyd was dit kosbare olie wat hulle gepreserveer het. Dit was 'n groot houer met 'n klein koppie wat met 'n kurkprop toegemaak was sodat die vliee nie daarin gaan nie. Klein. Maar binne-in was hierdie pens. Hierdie groot maag wat hierdie olie gehou het. Ek en jy is nie eintlik noemenswaardig nie. Soos elkeen hier om my het julle almal ook dalk 10 vingers en 10 tone. Miskien het iemand van julle 9, ek weet nie. Maar dit kan wees dat jy ook maar net 2 oë het en 2 ore en dalk bietjie meer hare as ek, maar op die einde van die dag is ons maar net mens. Maar wat is dit wat die verskil maak? Dis God se gees wat hy in ons plaas. Ons het 'n skat, 'n treasure in jars of clay. Dis wat hy ons gee, is sy Heilige Gees. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power, say that, all-surpassing power. All-surpassing power, so that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus. Hierdie boodskap, hierdie feit dat Jesus homself gegee het sodat daar lewe kan wees. Die feit dat ek saam met hom gekruisig kan word sodat daar waarlik lewe kan wees. So that the life of Jesus may also be revealed in our bodies. Waar ons beweeg. Ek moet my liggaam transporteer na 'n plek toe. Ek moes met my liggaam na hierdie plek toe kom om vandag bruikbaar te wees
in die hande van die Here. Jou liggaam moes vandag hier kon wees om gesamentlik met die liggaam van Christus hande op te hef en te sê God is goed. Jy moet jou liggaam skool toe vat of werk toe vat sodat jy daar jou mond kan oopmaak so that the life of Jesus can be radiated through your body. Waar jy gaan, word ons agente in die hande van die Here vir die lig aansit in 'n donker wêreld. Kom ek vertel julle, as jy dalk enigstens dink vandag, maar hoe kan die Here my gebruik? Ag, ek het so 'n kosbare gesprek gehad met my skoonpappie hierdie naweek en terwyl hy op die ouderdom van 84 daar sit en bewoe vir my sê, daar is 'n storieetjie wat hy gehoor het toe hy 'n jong man was, van 'n ou viool. Raak dit my hart net so diep, soveel sodat ek dit met julle moet deel vanoggend. Daar was 'n plek genaamd Three Rivers, en dit was nou nie by ons nie, ek vermoed dit is 'n plekkie in Amerika. En in Three Rivers was daar 'n fandisie. En mense het by mekaar gekom, want sekere produkte word opgevuil. En iemand wat natuurlik die waarde in iets sien, en die gebruik daarvan kan hê in hulle eie lewens, sou daarop be. Sodat hulle kan kry, dalk teen 'n goeie prys, wat hulle voel waardevol is in hulle lewens. En onder andere was daar nou 'n ou stowwerige viool. En hierdie persoon begin om hierdie viool op te vuil. En met min belangstelling begin hulle met 'n paar sent wat naderhand 'n paar dollar word. Maar hy kry net nie hierdie gehoor aan die gang om hierdie viool by hom teen 'n goeie prys te koop nie. Maar onder andere in die gehoor was daar 'n statige man wat aan die agterkant van die gehoor gestaan het. En terwyl hy so half stillerig raak en die fandisie eienaar nie regtig sukses het nie, stap hierdie man uit na vore. Hy sê, gee my 'n kans, kan ek net na die viool kyk? En hy tel hom op en hy vat sy sakdoek en hy stof hom af. En hy maak so 'n paar verstellings aan hom. En hy druk daar die viool in sy nek en met die strykstok begin hierdie meester vioolspeler die ongelooflikste klanke voortbring, soos wat hy daar die viool met hierdie strykstok benader. En mense snak na hulle asems, soos wat hulle waardeer wat hierdie instrument kan produseer. En hy was nog besig om die laaste note te speel, toe begin die stemme uitroep, $5, en die volgende een, $7, en die volgende een, $10, en hulle kon nie ophou nie, want ewe skielik begin die prys van hierdie viool, en die waarde van dit, begin lig, en hulle kompeteer, om hierdie viool by hulle te koop. Daar die eienaar van die fandisie staan toe die bod toe aan iemand op 'n baie hoë bedrag met die woorde, the touch of the master's hand. Dit is die krag wanneer die meester iets wat oënskynlik waardeloos en oud en onbruikbaar is, die meester se hand begin demonstreer wat se waarde ek en jy het. Maak nie saak wat se foute jy begaan het nie. Maak nie saak of jy soos Moses sê, maar ek hakkel nie. Maak nie saak of jy gister die grootste fout van jou lewe gemaak het. Maak nie saak of jy vandag in teleurstelling hier sit nie. Wanneer die meester, Jesus, sy hand op jou rus,
verander hy my en jou. Dis wat Paulus so bruikbaar gemaak het, dat 2025 jaar later sien ons die krag van God. Waar hy Saulus verander het vanaf 'n moordenaar na iemand wat bereid was om sy eie lewe te gee, sodat die evangelie kan versprei. Wat is dit wat jy in jou hart begeer vanoggend? Waar moet daar verandering kom? Het jou lewe dalk by 'n doodloopstraat geëindig, waar jy voel, ek staan maar net op, maar ek weet nie waarvoor ek leef nie. Is dit die moeite werd om dit na te jaag, wat jy met soveel passie en ywer najaag vandag? As jy jou eie lewe in oënskou neem, is dit nie dalk ook so dat ons van vooraf moet ontdek dat dit die moeite werd is om vir Jesus te leef nie? Is dit nog so dat jy in jou hart kan vind en sê, Here, ek gee om vir mense wat verlore gaan sonder U. Ek gee om vir ander wat hulle eie lewens verwoes, omdat hulle U nie sien nie en nie ken nie en nie toelaat in hulle lewens nie. Het jy 'n passie vir hulle wat so swaar kry en dalk vir ewig gaan opeindig sonder God? Het jy 'n passie vir dit? Kan jy vanoggend vir jou sê, daar is groter saak om na te jaag as die geld wat jy dink so belangrik is? Dit is 'n groter saak om na te jaag as jouself wat jy hoef te bewys. Dat mense jou moet respekteer. Daar is 'n groter saak wat jy jouself moet oorgee en sê, Here, ek wil leef vir U en wat vir U belangrik is. Dit begin by dit, dat wanneer jy elke dag jou tyd met God het, om te sê, Here, ek stoot myself eers bietjie eenkant, en al my behoeftes, en alles wat ek soos 'n lys vol van versoeke voor U sou bring, ek wil eerstens begin bid vir Palestina, en Oekraïne, en die Israeliete, en die Russe, en die Amerikaners. Here, kan ek bid vir my skoolhoof, my kinders, die leerlinge, wat onder sy leierskap moet staan? Kan ek bid vir daardie man by die werk, Here, wat soos 'n matroos vloek, en wat seermaak, en wat nie omgee nie, en wat sy vrou so verkleineer, en so sleg laat voel? Here, kan ek bid vir iemand wat nog nie gevind het wat die waarheid is, wat dit is, wanneer ek Christus in hulle lewe het, kan ek bid vir daardie mense? En wanneer ek bid vir hulle, sê ek, Here, as U my wil gebruik, ek is beskikbaar om my mond oop te maak en U naam groot te maak vandag. En as U my wil gebruik onder my kollegas, as U my wil gebruik in my gemeenskap of onder my familie, Here, ek is beskikbaar. Maak my sag, sodat U sterk kan wees. Wat sê Paulus? Wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Partykeers, ons wil so sterk lyk. Ons wil so slim lyk. Ons wil soos die wenner wees. Ons wil so die laaste sê. Ons wil onsself so op die voorgrond stel. Maar dit begin by daardie gebed in die oggend waar jy sê, Here, laat ek niks, laat ek minder word en U meer. Laat U meer word. Come on, hier is die waarheid. Die wêreld wil hê jy moet sukses najaag. Die wêreld wil hê dat jy moet jouself vergelyk met die persone om jou. En jy moet ook beter wees. En jy moet ook na 'n groter sukses lyk. Dis wat die duiwel wil hê. Hy wil ons vasvang met hierdie wêreldse dinge.
Maar die Gees van God wil ek en jy moet dit snap vandag. He is more important than that. Hoor jy dit vanoggend? Wanneer ek bereid is om weg te gee, dan kry ek. Maar op 'n manier wil ons nie hierdie beginsels hoor nie, want ek moet my eie potjie krap. Ek sal met my Bybel onder die arm loop, maar eintlik net sodat ek mooier lyk. Die Here wil nie hê dat ek en jy so vals moet wees nie. Dit moet eg wees. Ek moet nie hom gebruik sodat ek mooier lyk nie. Ek moet hom lief hê en sy beginsel sodat hy die eer kan kry. Amen. Ek wil nie vandag veel verder sê as dit nie. Maar ons luister na die verhaal van Saulus wat Paulus geword het. Mag jy ook aanhou, toelaat, dat dit nie by bekering stop nie, maar dat dit voortgaan in my en jou lewe. Sy transformerende krag. Ek is die eerste een wat sê, Here, hou aan om my te verander. Hou aan om my te transformeer. Gee my die insig wat ek nodig het. Help my om U te sien, sodat ander deur my ook vir U kan sien. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie. Dankie vir U seun Jesus. Dankie Jesus vir U Heilige Gees. Dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat U Gees, dat U Heilige Gees beskikbaar is. Dankie dat U salwing die juk breek. Dankie dat U ook my gesalf het. En elkeen wat in hierdie kerk sit, the Spirit of the Lord God is upon me to bring good news. The message of salvation, of healing, of hope. Dankie Here, dat ons skoon kan begin vandag en weet, U is in my, en U werk deur my, en U is vir my. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. You are for us. You are for us. You are for us. Thank you, Jesus. Kom ons sit net so vir 'n oomblik. Maak dit persoonlik vanoggend. Maak dit joune. U Gees woon in my. U gebruik my. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. Wat ook al die uitkomste in my lewe is, Here, ek wil leef vir U en as gevolg van U. You are my first priority. You deserve the glory and the honor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Prys die Here.